Goeienaand en welkom by vandag se aandiens. Ek is opgewonde oor die woord wat nou gaan volg. Maar ek wil eers vir almal wat ingeteken het op hierdie kanaal 'n groot dankie sê. Julle likes en kommentaar maak 'n groot verskil om hierdie video's uit te kry na mense wat ons nog nie bereik het met die woord van God nie. Ons aanlyn gemeente groei elke maand met ongeveer 500 nuwe mense, omdat julle so help om die video's te share deur WhatsApps en ook op Facebook. So vandag, deel asseblief hierdie boodskap met vriende en familie, sodat ons saam elke Afrikaner kan bereik met die goeie nuus van Jesus Christus. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou hart aanraak en jou geloof versterk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, as jy vanaand gaan slaap en jy word nie wakker môreoggend in jou bed, waar is jy? Hoop jy dit? Glo jy dit of weet jy dit? Kan jy met absolute oortuiging weet? Is daar nog eers iets wat jy met die Here moet regmaak voor jy vanaand gaan slaap? As jy weet dat jy in die nag die lewe verlaat, is daar nog iets wat jy eers moet doen? Met die Here oor moet praat? Ek vra maar net. En ek sê, Here, help my. Ek wil nie in die nag my kop op die bed gaan neerlê en wonder of my saak met God reg is nie. Die ewigheid is te lank. Verstaan jy wat ek sê? 'n Mens kan nie dobbel met jou lewe nie. Jy kan dobbel met geld. Ek het nie jou toestemming gegee nie. Ek sê, wie sê, Raymond Lombard het gesê, ek kan. Jy kan met geld dobbel en dit verloor. Maar as jy jou siel verloor, die Bybel sê, wat baat dit as 'n mens die hele wêreld wat nie verloor jou siel? Ek praat met jou oor jou siel. Weet jy wat sal vir my verskriklik wees as 'n predikant? As een van julle wat onder my woord se klank gesit het, moet hel toe gaan. Dit sal vir my 'n absolute nagmerrie wees. Al die geleentheid wat ek gehad om met jou te praat en jy te luister en met my die saak of met pastoor Adrie of met 'n leier hier by ons te kom uitklaar, sal iets verskrikliks wees, né? Nee. Dit is hoekom ons kom na die Here se huis en ons soek ons sieleheil. Ons soek die Here se aangesig. Ons kom besing hom. Ons maak ons harte oop want dit mag net wees dat hy iets vir jou te sê het. En jy moet dit ter harte neem. So vanaand praat ek met jou vir oulaas oor die tong. Want ons nog nie klaar nie. Ek sê vir oulaas in hoofstuk 3 lees ons van die onbeheerbare mag van die tong. Kyk 'n bietjie daar en ons het mos 'n reis deur Jakobus, né? En so die reis bring ons nou vanaand. Dis nou nie ek preek nou nie daarom dat ek sien jy sit in die kerk nie. Ek het die preek mos klaar voorberei. Ek het mos nie geweet wie's hier nie. Dit is mos vir ons almal. Die woord van die Here is mos vir ons almal. So hier in hoofstuk 3 lees ek van vers 7 tot vers 12, want ons was nou voorheen tot en met vers 6. So kan ons saam lees vers 7. Jakobus 3. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Dit beteken die mens heers oor die diereryk, oor die seelewe en die voëls van die hemel. Wat vlieg in die lug, wat loop en kruip op die aarde en wat swem in die see, die mens kan daaroor heers. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom
my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Gaan nie of die een of die ander een wees. Ag dierbare Here, ons hemelse God en Vader, in die lieflike naam van u seun Jesus, die koning van alle konings, kom ons na u toe vanaand, op grond van dat hierdie u woord is, geïnspireer deur die Heilige Gees, die outeur, en wil u tot ons harte spreek, ook in hierdie uur. Geef vir ons 'n opmerksaamheid, en dat ons bedag sal wees, om te luister na die invluistering van die Heilige Gees, om te hoor wat die Here vir my wil sê. Seën nou hierdie woord in Jesus naam. Amen. Mag die Here dit maak soos die dou wat die aarde benat, nê? So, ek praat met jou oor die laaste keer nou uit hierdie gedeelte uit, oor die onbeheerbare mag van die tong. Ons het nou klaar die afgelope weke gekyk na die verskillende metafore, bedoelende, hy het mos al klaar met ons gepraat oor die stang in 'n perd se bek, om hom te beheer, en die klein roer wat 'n groot kip stuur, waarna toe die stuurman wil, en die klein vuur wat 'n hele bos aan die brand steek. So hy het nou al klaar met ons daaroor gepraat. Maar nou kom hy hier in vers 7 Jakobus, en hy sê vir ons, hy wil ons daarop attent maak oor die onbeheerbare mag wat in die tong lê. En hy huldig die mening, Jakobus, as jy kyk na wat hy skrywe en wat hy sê, en sy invalshoek is die volgende. Hy sê ja, ons weet maar al te goed dat ons kan die diereryk beheer, ons kan die voëlryk beheer uitoefen, en selfs in die seelewe kan ons beheer uitoefen. Nou, ek en jy weet uit hoofde van die Bybel, in Genesis 1 vers 28, dat dit was God se opdrag juis aan die mens om dit te doen. Ek bedoel, hier staan dit, toe God Adam en Eva geskaap het, was dit die opdrag. Hier is die opdrag, Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën, Adam en Eva het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Gaan oor die aarde, dat julle baie word. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde kruip. Dis nie al nie, in hoofstuk 9 vers 2, van die sonvloed het om ons intussen kom, dis ons alles uitgewis, behalwe wat in die ark was. En toe Noag met almal en alles wat in die ark was, uit die ark uitgaan, toe sê Here, kom hierso, ek het weer vir julle iets te sê, Noag, vir jou en jou familie en die wat sal volg. Dit nou Genesis 9:2. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde, die diere gaan nou vir julle bang wees, en al die voëls van die hemel, hulle sal wegvlieg as jy naby hom kom. Alles wat op die aarde beweeg, en die visse van die see, as jy naby 'n vis kom, dan vlug hy van jou weg. Hulle is in julle hand gegee. So God sê, ek het die mens op die aarde gestel om te heers op die aarde en alles wat ek geskaap het wat op die aarde is. So die mens heers oor die voëls van die hemel, oor die visse van die see en ook oor die diere wat op die aarde loop en die wat op die aarde kruip. Ek bedoel, wie van julle het nie al gesien wanneer 'n orka, ek praat van die moordwalvis, wanneer hy tou spring in 'n swembad in 'n groot wateroppervlak, omdat die hand van die meester hom lei om dit te doen. Hy het die natuur van die orka getem. Die seedier gehoorsaam hom. Jy het al gesien 'n aquarium, as hulle sekere seediere sekere dinge laat doen. Hoe dolfyne spring en doen wat die meester se hand sê, met die teken van die hand, of met die uitroep van sy stem, wat hy moet doen. So die mens heers oor die seediere. Ek bedoel, julle het al foto's gesien of video's, waar 'n man speel met 'n Afrika leeu, sy hek oopmaak, hardloop die leeu en spring op hom, en hulle stoei en rol, en speel soos vriende,
in die gras of in die grond, of in die stof van die aarde, en die leeu maak hom nie dood nie, want hy het die natuur van daai dier het hy getem. Of die arend, hy gryp sy prooi, en dan bring hy dit terug na die meester toe. En hy kom lê dit aan die voete neer, van die een wat hom gestuur het, om die prooi te vang. Die mens het beheer, oor die diere, oor die voëls, en oor die seediere. Of, het jy al gesien hoe lyk dit, wanneer 'n vrou, die lippe soen, van 'n giftige kobra slang? Selfs daai natuur is getem. Of, wie van julle het nie gesien in Thailand of in die wêreld, wanneer iemand op die rug van 'n olifant ry, en die olifant gooi hulle nie af en vertrap hulle nie, want hulle die natuur van die dier getem. Wel, partykeer dink ons het, tot hy omdraai, en dan gebeur iets anders. Ek bedoel, wie van julle was nie al in 'n sirkus nie? En in die sirkus klap die sweep, en die tiere spring die kant toe, en daai kant toe, en doen wat hulle moet, en die olifante, en doen wat hulle moet doen. Hoekom? Want die meester het die natuur van die dier getem. Want die afrigter van daai dier het beheer oor sy natuur. Nou staan hier in vers 7, elke soort natuur van wilde diere, voëls, kruipende seediere, is getem en word getem deur die menslike natuur. So Jakobus sê, 'n mens kan die dinge doen. Maar, sê hy, maar. Die woordjie maar impliseer, wow, net as jy dink alles is onder beheer. Maar, die tong, vers 8, kan geen mens tem nie. Hy klein lid van jou liggaam wat in jou mond is, kan jy nie tem nie, maar jy kan 'n leeu se natuur tem, jy kan 'n olifant se natuur tem, en 'n moord, walvis, 'n orka se natuur kan jy tem, maar dit is moeilik om die lid in jou mond te tem. Hy sê, dit is onbeheerbaar. Hy sê, geen mens kan dit tem nie. Almal verloor dit met woorde soms, so hy sê, dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. In ander woorde, ek en jy kon dit regkry, ons kon groot seediere tem, ons kon wilde diere tem, ons kon voëls tem, maar daai klein lid in jou mond kan jy nie tem nie. Jy het gepraat, jy het woorde. Die punt wat hy wil maak, is die kontras waaroor 'n mens beskik, oor die mag waaroor 'n mens beskik. In ander woorde, jy kan aardse diere en seediere en voëls kan jy tem, maar jy kan nie jou eie tong tem nie. Hoe aangrypend. En dan noem hy dit 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Hy sê, die probleem met die tong is, nie net kan jy tem nie, dit is soos 'n slang wat pik, vol dodelike gif. Nou, dis nie net Jakobus wat die beeld so gebruik nie, dis nie 'n vergissing nie, en het iemand net gepraat nie, maar Paulus is van presies dieselfde mening. As jy vergeet het, kom ek herinner jou, Romeine 3, vers 13 en 14, hulle keel is 'n oop graf. Die gif van adders is onder die tong. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hy sê, die sondaar mens, wat Christus nie ken nie, uit sy mond, pleeg sy tong bedrog, daar's gif van adders onder sy tong, en daar's vervloekinge, en daar is bitterheid, wat uit daai mond uitkom. Veral die wat God nie ken nie, en wil hy nie hoor en sien, by die wat die Here ken nie. So die woorde van Paulus, is werklik, dit is so, ons praat oor die mag van die tong, want Jakobus gaan so ver as om te sê in vers 9, sy volgende vers, hy sê, want, hoekom hy sê ons kan dit nie tem nie, hy sê, kom ons kyk hoekom, hy sê, met daai tong, wat God jou gee, wat in jou mond is, loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons mense, wat maar die gelykenis van God gemaak is. Hy sê, wag 'n bietjie, hy verduidelik vir ons presies, wat die sonde,
en die onbeheerbaarheid van die tong behels. Hy sê vir ons presies wat dit is. Hy sê die onbeheerbaarheid van die tong lê hierin. Die tong weerspreek homself. Hy weerspreek homself. Want die tong wat in die kerk God loof, is dieselfde tong wat op 'n maandag iemand verwens en vervloek en uitskel. Dis een en dieselfde tong. En nog erger, die een wat verwens en uitgeskel word en vervloek word, is na die beeld van God gemaak, wie jy Sondag in die kerk geloof het. Hy sê, dit hoort nie so nie. Ons kan dit nie met die tong doen nie. In die kerk, of in die binnekamer, dan loof en prys jy die Here, en jy dank God. Maar wanneer jy weggaan en jy ontmoet ander mense, die woord wat hy gebruik is, ons vervloek hulle. In Afrikaans kom dit baie sterk, as hy sê vervloek. Die oorspronklike taal stel dit eintlik 'n bietjie die nuance val vir my meer op jy verwens hulle. Ander woorde, jy wens hulle niks goeds toe nie. Dis nie dat jy loop en vloek nie, dis nie te doen soos iemand wat kras vloekwoorde gebruik en hy loop en vloek die mense, natuurlik dit ook, maar dis nie wat hy na verwys. Wat hy sê is, die tong waarmee jy God loof, verwens jy eintlik ander mense. Jy wens nie hulle goeie dinge toe nie. En hy sê, die probleem is, dis een en dieselfde tong. As ons nou 2 tonge gehad het, dan kan ek die een gebruik om God te loof, en die ander kan ek loop en skel, dan kan ons van hom ontslaa raak. Jy kan dit nie doen nie, want dit is dieselfde tong. Dus sy punt is, hoe weerspreek die tong homself? Dat dieselfde tong wat sê, Here, ek loof U, is dieselfde tong wat 'n ander mens verwens. En nogal iemand na die beeld van God geskape. Ons het so pas die Here geloof met ons tong. En so wat hy doen is, hy herinner ons baie sterk aan die onkonsekwentheid van die tong. Hy is nie konsekwent nie, die tong wat ons in ons mond het. Vers 10 sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking of verwensing. Dit hoort nie so te wees nie. Ons moet nie so praat nie, sê hy. Want om te seën en te verwens uit dieselfde mond, dis 'n weerspreking van die tong. En nou gebruik hy 'n beeld. Hy sê, kom ek illustreer dit vir julle wat ek vir julle wil sê. En hier is die beeld. 'n Fontein, vers 11, laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Fontein se water is soet en heerlik om te drink, of dit is brak en bitter en jy kan dit nie drink nie. Hy sê, maar daai een selfde fontein waar die water uitborrel, hy bring nie al twee nie. Dis of die een of die ander een. Dis of brakwater, of dit is gesonde water wat jou seën. Water is lewegewend. Right? Ons het almal water nodig om te lewe. Is dit nie aangrypend dat Jesus sê in Johannes 6 vers 63, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. En weet julle wat ook? Net 'n paar verse later, toe sê Jesus vir Petrus, maar wil julle nie ook gaan nie, want die mense sê my woord is hard. Toe sê Here, na wie toe sal ons gaan? Want U dan die woorde van die ewige lewe. U die woorde van die ewige lewe. Uit U mond kom woorde van die ewige lewe. Woorde van die ewige lewe vloei uit die mond uit. So, na wie toe sal ons gaan? Nou dit is so, as jy water nie beheer nie, het jy 'n probleem. Want dan kan dit 'n watervloed word. Dit kan verspoelings doen, dit kan dood bring. As jy water nie korrek bestuur en beheer nie, kan dit groot verwoesting bring. Ek bedoel, dink maar aan 'n tsunami, as daai seewatergolwe so aankom en hy gaan oor die grense wat God vir hom gestel het, soos God sê ek het die grense gestel en daai tsunami kom in die aardkors
die kors van die aarde beweeg en daai golf word gemaak in die diep see en hy kom uit en hy hardloop in die land en dan julle almal weet hoe lyk dit, want dit is onbeheerbaar. So wie kan dit weerstaan? Hoe kan 'n fontein, dieselfde fontein, vars water oplewer en dieselfde fontein bring bitter water? En party mense, hy sal staan in die huis van die, hy sal die Here loof en prys, maar as hy wegloop, dan hy bitterheid in sy hart teenoor ander mense en hy spreek bitter woorde. En veroordelende woorde. En sy standpunt is wel, dis of die een of die ander een. Want verbittering spoel oor baie mense se lippe, want hy het nooit vergewe of sy het nooit vergewe nie. As jy verbitterd is in jou gees, in jou hart, dan beteken dit jy het net nie vergewe nie. Wat dit ook al is, of dit nou vir God is, in jou sienswyse, God het iets gedoen of gesê, of mense het iets gedoen, wat ook al met jou gebeur het, dit is 'n teken dat daar so onvergewensgesindheid in jou hart oor iets. So in John Bunyan se boek, Die Pelgrim se Reis na die Ewigheid, gewoonlik Desember maande, dan lees ek altyd die boek. In hierdie jaar het ek in my Desember vakansie, ek het 8 ander boeke gelees, so ek het nooit by John Bunyan se boek uitgekom nie. So ek wil net vanaand net vir John Bunyan, ek vra hom verskoning John, ek kan nie by 'n boek uitgekom het nie, maar ek doen dit gewoonlik as 'n ritueel, elke einde van die jaar dan lees ek sy boek, Die Pelgrim se Reis na die Ewigheid. Dis my verskriklike 'n mooi allegorie oor die Christen se lewe op aarde. En ek weet nie wie van julle wat die boek al gelees het sal weet waarvan ek nou praat, wanneer hy by die een hoofstuk praat oor die man wat Christen ontmoet het, en die man se naam is Baie Praat. Dis sy naam, Baie Praat. En Baie Praat toe Christen so na hom kyk, toe sê, oh, he was a saint abroad and the devil at home. Jy weet, so buitekant praat die mense net so goed van jou. So wonderlike mens. Maar die huismense, hulle weet van die duiwels daar binne. Maar die mense daar buite, hulle weet niks, want hulle sien 'n ander persoon. Ek bedoel, let's be honest about it, daar is Christene wat Sondag baie mooi praat en Saterdag weet en Maandag hoe om te skel. Die goed gebeur. Ek bedoel, dit gebeur partykeer sommer van die kerk af van die kar op pad huis toe, right? Maar dit gebeur mos nie met julle nie. Ek bedoel, julle doen dit nooit. Ek bedoel, julle het dit nog nooit gedoen nie. Ek weet wie julle is. Julle is pragtige kindertjies van Jesus. Jy sal nooit jou vrou skel in die kar of jou kind of jou man nie, nee. Jy sal ook nie tekens wys nie. Ons doen nie die dinge nie, right? Jakobus sê, dink aan jou tong, dan dink jy oor die volgende. 'n Vye boom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring nie. Hy moet mos bly by sy natuur. As jy 'n vye boom is, gee jy vye. As jy 'n olyfboom is, produseer jy olywe. Hy sê, as 'n vye boom nie olywe voortbring nie, dan beteken dit ook 'n wingerdstok gee nie vye nie. Niemand gaan in 'n wingerd in en dink jy gaan vye eet nie. Jy gaan nie na 'n vye boom toe en dink jy gaan nou lekker druiwe eet nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hy sê so, geen fontein bring brak en vars water voort nie. So net so min as wat 'n wingerdstok vye dra, vye druiwe trosse dra, net so min as wat 'n olyfboom kan vye dra, net so min kan 'n vye boom olywe dra. So die ding van bome waarvan hy so praat. Die ding van bome is 'n boom se krag en die belangrikste van 'n boom lê in sy wortelstelsel. Indien die wortels nie diep genoeg in die aarde afgegaan het nie, dan kan die boom nooit groei om 'n gesonde boom te wees soos wat hy moet wees nie.
Die beginsel vir my is, as my en jou wortels nie diep in die Here Jesus en in ons Vader is nie, dan gaan ons probleme hê. Want hoe gaan jy geestelik gesond wees as jou wortels nie diep in die Here lê nie? Dink oor dit. Want jy sien, dis toe al die tyd, ek praat oor die tong, maar vir my is toe al die tyd die probleem vir my Jakobus lê nie by die tong nie. Jy sê dit en ek hoor wat jy sê, maar Jakobus, ek wil jou herinner dat die Here Jesus jou halfbroer, hy het gesê in Matteus 12 vers 35, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart slegte dinge tevoorskyn, want ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat 'n mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Uit jou woorde sal jy geregverdig word, uit jou woorde sal jy veroordeel word, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die probleem lê toe nooit in my mond nie. Die probleem lê toe 18 duim laer in jou hart. Dis my hart wat praat as ek my mond oopmaak. Jy kan nie woorde van gedagtes skei nie. Gedagtes kom uit die hart. Gedagtes kom nie van die tong af nie. Ek bedoel, as dit maar net dit was, kan ons almal ons tong uit ons mond uitsny en ons is van al ons sondes ontslae. Ek sê nou vir jou, ek kan jou tong uit jou mond uitsny en die hart kan nog steeds swart wees. Dit lê in die hart. Uit die oorvloed van die hart praat die mond. So wat tevoorskyn toe kom al die tyd uit my mond uit. Die tipe vrug, die water, gesonde water of bitter water, of ek na die skip gestuur het en die stang van die perd en die vuur, alles kom eintlik uit die hart uit. Die probleem lê toe by die hart. Ons geestelike wortels moet mos in die woord van God wees. Ons sal goed doen om te onthou, die natuur produseer net sy eie. As my hart reg is, sal die woorde reg wees. As my hart skoon is, sal my woorde skoon wees. As my hart by die Here was, sal ek die woorde van die Here praat. Jy kan dit nie verander nie. Olyfboom gee olywe, vyeboom gee vye, wingerdstok gee druiwe. 'n Rein hart voor God sal rein woorde spreek. So 'n tong, hoe klein en hoe magtig hy ook al is, wat ek met my tong kan doen, is 'n baie wonderlike ding. Die ene wat ek met my tong kan doen, in Romeine hoofstuk 8, verskoon hoofstuk 10, lees ek vanaf vers 8 die volgende. Wat sê dit? Naby jou is die woord. Hoor nou mooi. Hoor hoe naby is God se woord. Naby jou is die woord. Romeine 10 vers 8. In jou mond en in jou hart. Daar's dit. Hier is dit. Naby jou is die woord. In jou mond en in jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond, met jou tong, met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, die tong dit spreek, sal jy gered word. Met die hart glo ons en met die mond bely ons. So die mond sê wat in die hart is. Die hart glo. Die hart wil spreek en deur die tong spreek hy sy woorde. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Elkeen wat die Here aanroep met jou tong, sal gered word. Met jou tong. As jy roep tot God, Here red my, kan jy gered word. Maar die hart, die hart moet dit spreek. Dis die woorde van die hart kom uit by die mond.
Hy sê, maar hoe kan jy hom aanroep as jy nie glo nie? Hoe kan jy glo as iemand nie vir jou gepreek het nie? Hoe kan jy reg glo as iemand die evangelie van die goeie nuus aan jou verkondig het nie, dat Jesus Christus vir ons gesterf en opgestaan het uit die dood? Die geloof is uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God. So dit blyk toe vir my dat die lewensveranderende boodskap op die tong kom toe eintlik uit die hart uit. So, ons gaan nie wegkom van dit af nie. Dis toe nooit wat jy gesê het nie. Dit is wat eintlik in jou hart is. Maar daar kan iets anders in die hart wees as wat die tong sê. So, my hart is, Here, laat my hart U behaag. Laat my hart die hart van God volg. So, ek wil my tong gebruik om U te seën. Ek kan God seën. Kan 'n mens God seën? Ja, natuurlik. Geseënd is die God en Vader wat ons geseën het met alle geestelike seën. Jy kan sê, Here, ek seën U, ek loof U, ek aanbid U, ek prys U. So, met my tong kan ek die Here loof, want dis my hart om hom te loof. Met my tong kan ek my familie seën. Ek kan ander gelowiges seën. Ek kan vriende en kollegas seën. Ek kan my naaste en die vreemdeling kan ek seën. Ek is altyd baie versigtig vir iemand wat ek nie ken, wat ek vir hulle sê. 'n eenvoudige mens wat my op die pad ontmoet, ek is altyd baie bedag wat se woorde ek met daai persoon praat. Mense op wie ander mense afkyk. En ek is altyd op my baie versigtig, want ek weet dat God kyk na my, behandel ek alle mense dieselfde. Hanteer ek hulle almal dieselfde. Nie net hulle wat ek lief het, en hulle wat ek ken, maar hoe tree ek teenoor ander mense op? Ek is altyd baie versigtig, want die Here sê, die vreemdeling moet jy nie hard behandel nie. Hy slaaf vreemd, hy's uit sy plek uit, hy het dit klaar moeilik, en sal ek hom nog loop en skel. So daarom moet ek en jy bedag wees wat uit ons mond uitkom. Want jy sien, elke mens is na die beeld van God geskape. So dan kan ek mos nie met die een so praat en met die ander een so nie. Dan moet my taal mos dieselfde wees. En ek moet dieselfde respek hê vir hulle almal. Nou jy kan sê wat jy wil in jou huis, right? Maar dis ons wat ons doen. As jy in jou binnekamer is, en jy gaan trek uit en jy lê daar op jou bed, ek jy mos oor ander mense sê wat jy wil. Jy doen dit mos in elk geval, is dit nie? As jy al sit in jou huis, en as mos daar niemand anders wat hoor wat jy sê nie, of jy lê op jou bed en jy sê, ek bedoel, hier staan dit in die Bybel, in Prediker 10, vir die wat in hulle huis praat, hier staan, Prediker 10 vers 20, vloek die koning selfs in jou gedagte nie, en vloek in jou slaapkamer die ryke nie, want die voëls van die hemel sou die geluid kon wegvoer, en die gevleueldes die woord te kenne gee. Hoe weet jy of hy woord nie iewers uitvlieg nie? Hoe sal jy weet? Wat ek wil sê is, oppas wat jy in jou huis sê. Oppas wat jy in jou motor sê. Oppas wat jy vir mense sê en jy dink niemand hoor jou nie. Want die Here sê, deur sy seun Salomo, deur sy kind, hy sê, wees bedag daarop wat jy sê tussen die mure van jou huis en dink dit kom nêrens nie. So vriende, as ek hierna luister, dan besef ek of ek nou in my huis is, of ek in my voertuig is, of ek in die kantoor is, of ek op straat is, of ek by mense is, my woorde moet dieselfde wees. Die Here moet ons help.
die onbeheerbaarheid van ons tong. Dis iets om oor te dink. En miskien het van ons nodig dat ons sê, Here, help my asseblief. Help my dat ek versigtig sal wees wat oor my lippe oorgaan. Vader, ek luister na Jakobus nou al vir weke lank en ek weet dat hy is heeltemal reg in wat hy sê. Ek het ook gesien wat Jesus sê en Paulus. En tussen Jakobus, Jesus en Paulus het ons baie duidelik kon verneem daai klein lid in my liggaam wat in my mond is, my tong, kan baie moeilikheid maak en baie vure aansteek. Baie mense seermaak. Dit kan mense se lewens in 'n totale ander rigting stuur, soos 'n klein roere skip. Vader, my gebed is, sal U my help, dat my tong wat ek gebruik om U te verheerlik, dat ek daarmee ander mense sal seën. Here, dat by my olywe sal wees, en druiwe en vye. Dat die fontein van my lewe, help my Here, dat dit nie bitter water sal oplewer nie, maar net soet water. Sê woord dan nie, laat jou woorde aangenaam wees soos met sout besprinkel. Vader, ek bid U, dat die boom van my lewe, soos wat die psalmdigter gesê het, welgesluk salig is hy, wat nie wandel in die raad van die goddelose, staan op die weg van die sondaars, sit in die kring van die spotters, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en selfs waarvan die blare nie verwelk nie. Here, laat my lewe 'n kragtige lewensboom wees, wat die vrugte dra, eie aan sy soort, en gee Here, dat ek my hart sal bewaak, wanneer ek praat, oor ander kinders van die Here, oor ander mense, en wanneer ek met hulle praat, sodat my tong die God van die hemel kan loof en die mens geskape na die beeld van God kan seën. Dit bid ons Here in Jesus lieflike naam. Amen.